Welkom terug. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Styl en giere sal altyd verander, maar een ding wat altyd in die mode sal bly, is die naam van ons ikoniese Suid-Afrikaanse ontwerper, Gert-Johan Coetzee. Gert-Johan, dit is nou fantasties om met jou te gesels. Welkom by Goeiemôre, Good Morning. Dit is so wonderlik, het is my eerste keer op hierdie show, so dit is amazing. Julle stel is so pragtig. Dankie. We'll take that. We definitely will. Hy's Gert-Johan Coetzee. You heard it here first. Hy sê ons stel is pragtig. Jy het al vir mense aangetrek soos Oprah. Oprah is een van my absolute ikone. So ek wil van jou uitvind, hoe spreek Oprah Gert-Johan Coetzee uit? Wel, dis nou nogal 'n storie, want die eerste keer toe ek nog gepraat het, sy my actually gebel. En sy antwoord casually. Haar stylist het vir my gevra, gaan ek omgee as Miss Winfrey my bel? En ek sê ja, sure. Wanneer is volgende week Dinsdag? Next moment lei my foon. En sy sê toe, "Hey Gert, this is Oprah." En net daai iconic stem van haar het toe shivers deur my gesit en nou is it amazing. Gert, jy het al 'n reeks baie bekende mense aangetrek. En mens kyk na jou werk van onlangs, Christine McGuinness wore your design to the BAFTAs. Van jou werk is in die Tatler gewees, which is a absolutely huge and legendary magazine. Word dit al vir jou nou vervelig? Dat jy sê, okay. Vir my is dit net 'n groot eer om op die shoppinglist van daai vrouens te wees. Om te weet dat hulle bietjie na Suid-Afrika kyk en na my kyk as hulle dink aan 'n red carpet event wanneer hulle beste moet lyk. So dit is elke keer 'n thrill, dit is elke keer exciting. Ek dink nie mense gaan ooit daai rush gewoond raak nie. Ja. Kom ons gesels oor jou nuutste versameling wat onlangs by SA Fashion Week bekend gestel is, The Arrival. Ek is net versot op die gebruik van verskillende teksture en verskillende, dis amper soos 'n 3D ding wat jy geskep het. Wat was die inspirasie daarvoor? Onthou ek travel konstant die wêreld vol op soek na lap. Ek is omtrent elke tweede maand vir 'n maand weg. So ek het lappe gekry uit Frankryk uit en ek het lappe gekry uit die UK uit. Ek het lappe oral oor die wêreld gekry vir die Arrival to life te bring. En die hele idee van die Arrival het gegaan oor ons het die wêreld verlaat 10.000 miljoen jaar terug op soek na 'n nuwe plek. Ons het alles verloor, maar ons het altyd geweet ons kompas is terug in Afrika. We never lost our heritage. En dit was die hele message behind it. Het baie gegaan om imposter syndrome. Hoe mense altyd voel jy's nie goed genoeg nie. En die groot boodskap om die hele collection was dat it was always inside of yourself. You thought you needed to look for it somewhere else, but it was altyd binne jouself. En dit was die boodskap en inspirasie vir die Arrival. En dit was ongelooflik goed ontvang. Ek is so bly want dit is so, ek was so vulnerable om so 'n groot deel van myself daar buite te gesit het, especially om die imposter syndrome. Wat ek almal voel. En ek was baie bly dat dit so goed aanvaar was. Dat dit amazing was. It was great. So handsakke, hier is twee pragtige handsakke wat hier tussen ons twee sit. Hoekom nou bykomstighede ook? Ons moet vir die kliënt altyd iets nuuts gee. Ek het so 2 jaar terug het ek 5 maande afgevat en toe gaan swat in Italië hoe om hierdie handsakke te maak. En ek was toe die ene, ek kan hulle ontwerp, maar ek kon hulle nooit gemaak het self nie. En ek het toe geleer om dit te doen en ek het die skill terugbring Suid-Afrika toe en my mense hier opgelei en nou maak ons wêreldklas handsakke. Hierdie ene keer het ek actually my eie hande gemaak. Hierdie ene keer is my fabriek gemaak, maar dit is amazing nou dat ons in Suid-Afrika sulke kwaliteit kan doen. Die leer is amazing. Ons vuur leer van Italië af. Die hardware is amazing. En dan die ontwerp, hierdie sak is geïnspireerd deur 'n calabash. Weet jy wat jy drink? So dis my calabash bag. En dan hierdie ene keer is my spesiaal. Hy is geïnspireerd deur my ouma. Sy het 'n sak gehad wat baie dieselfde gelyk het en sy het altyd sweeties binne hom gehad. So hierdie Sparkles. Hierdie sparkles exactly, dit was sparkles. Hierdie goue knoppie op is 'n halfe representation van die sweeties in die sak. Ongelooflik. Ek het nou 'n bietjie navorsing gaan doen met 'n nuwe maatjie van jou. Sy is die verloofde van my radio co-host Leah Jazz. Ek het vir Leah Jazz gevra, wat kan ek vir Gert vra? En sy het gesê, jy's ongelooflik baie lief vir diere. En hier is die olifante in jou logo, maar jy het ook
iguanas as troeteldiere. Yes, ons het 'n hele zoo by die huis. Ons het vir Monica, Maurice en nou die nuwe klein Zazu. En Zazu is 'n blou iguana. En sy is nou 2 maande oud, maar Monica en Maurice is nou omtrent 'n jaar en 'n half oud, so hulle is nou omtrent so groot. En die lekkerste ding is nou al werk om te sit met 'n glas champagne voor die kaggel en al hierdie lekker wane so om jou. Net so sit en liefde soek. Dit is so amazing. Dit is ongelooflik. Gert, hoe voel jy is ons in Suid-Afrika wanneer ons dit ek wil nie sê vergelyk, maar die smaak en die tipe goed wat mense wil hê in terme van as iemand nou na jou toe kom vir 'n rok, is ons op datum of het ons ons eie styl wat maar die hele tyd evolve? Ons het maar ons eie geite. Ja, daai's 'n beter woord. As ek nou kyk, byvoorbeeld my kliënte in Amerika, hulle hou nie so baie, en ons het actually nou eendag daar gepraat met my span, hulle hou nie so baie van die corseted, styf gesnatchte ding, soos wat ons hier in Suid-Afrika doen nie. So as ek vir verskillende winkels verskaf, die winkels in die UK en die US sal meer rustiger goedjies hê wat meer gemaklik is. Waar in Suid-Afrika die vrouens daai lyfie wil wys en ingesnatch wil word en die boude moet lekker uitstaan, boobs moet opgestoot word. So dit is 'n groot verskil. Ek dink definitief ons het iets verskrikliks unieks. Omdat ons soveel kulture het ons so baie unieke mixture van goeders. En so kom ek altyd sê om 'n unieke ontwerp uit te dink is nie so moeilik nie, want jy jouself is uniek en jou storie is uniek. So as jy dit met jou surroundings meng, het jy altyd iets nuuts wat gaan uitkom. En ek dink dit is hoekom die internasionale mark so baie kyk na Suid-Afrikaners, omdat ons so verskriklike different perspective and point of view het as hulle. Ek wil nie nou jy moet jou geheime weggee nie, maar jy het vir die smaakmaker Talia Storm gedres vir die John Wick Ballerina premier. En daai rok is die gedeelte hierbo, is dit 3D printing? So ek dink een van my groot kind of like differentiating factors is technology. So ek love tegnologie. So my studio, julle moet eendag kom kyk. Dit is alles wat jy kan dink met technology te doen. Ons het 3D printers, ons het laser cutters, ons het al die nuutste tegnologie wat ek altyd in invest om kind of, excuse the English, ahead of the curve te bly. So daai was 3D printed. En dan ons doen dit nogals gereeld met verskillende tipe dinge. Gert, ek wens ons kon nog met jou gesels vir nog 'n uur of 'n hele program volmaak. Waar kan mense jou volg en sien waarmee jy alles besig is? Wel, die maklikste altyd is Instagram. Ek dink Gert-Jan Coetzee op Instagram, kan hulle net gaan soek, maar ja, my winkel is, ons het nie 'n winkel nie, ons is online only. So my winkel is shopgert.com. Gert, baie dankie dat jy by ons kom aansluit. Dit so vroeg in die oggend en so vol sprankelende persoonlikheid is. Dis wonderlik om jou hier te hê. Dankie, dit is lekker om hier te wees. Ons is net hierna terug en ons gaan ons gesprekke voortsit. Elsa het 'n gesprek met Annie Malan en Leon van Nierop wat bietjie later gaan gebeur. Bly ingeskakel.